Welkom terug by hierdie video graad 12. In hierdie video gaan ons kyk na vraag 11 van hierdie vraestel. Dit sê vir ons in die diagram hieronder word die grafiek van Y vir ons gegee, die afgeleide van f van x. En dan gee hulle vir ons die twee x-afsnitte van die eerste afgeleide en hulle gee ook vir ons die y-afsnit van die eerste afgeleide. Die eerste vraag wat dit vir ons vra is bepaal die waardes van x waarvoor f stygend is. Nou f verwys na die oorspronklike grafiek en as die eerste afgeleide 'n parabool is, dan was die oorspronklike grafiek 'n kubiese grafiek. Nou wat belangrik is, die x-afsnitte van hierdie parabool is ook die x-waardes van die draaipunt van die kubiese grafiek. So ons moet onthou as dit 'n negatiewe parabool is, dan gaan dit ook 'n negatiewe kubiese grafiek wees. En 'n negatiewe kubiese grafiek kom van bo, so hy is eers dalend en dan draai hy so ietsie. So, wat ons moet weet is, die x-afsnit is ook die draaipunt en die ander x-afsnit is ook die draaipunt van die kubiese grafiek. So hulle wil weet vir watter waardes van x is dit stygend. Ons moet onthou dat wanneer ons enige grafiek teken, begin ons altyd van die linkerkant af teken. So as ons hier aan die linkerkant begin, dan teken ons afwaarts, wat beteken dit is dalend. By die draaipunt sal dit altyd draai. So as ons van die draaipunt af teken, na die volgende draaipunt toe, teken ons opwaarts en dit is stygend. So, dit is die antwoord wat ons soek. So tussen die twee draaipunte is die oorspronklike grafiek stygend. So hierdie is -1/2 en kleiner as 5. Dit sal nooit is gelyk aan ook wees nie, so jy sal nooit daai streepies of wys dat dit ingesluit is nie, want by 'n draaipunt is die grafiek nie stygend of dalend nie, hy staan stil. Dit is ook hoekom dit die stasionêre punt genoem word. Vir die volgende vraagie vra dit vir ons, bepaal die waardes van x waarvoor die tweede afgeleide gelyk is aan 0. Nou die probleem hier vir ons is, ons het geen vergelyking of van die oorspronklike grafiek nie, ook nie van die eerste afgeleide nie. En alhoewel jy die vergelyking van die eerste afgeleide sou kon bepaal, is daar 'n makliker manier om hierdie waarde te vind. So, die tweede afgeleide is nou weer die draaipunt van hierdie is die draaipunt van die parabool. So, wat ons sal wil doen is, ons sal die draaipunt van die parabool wil vind, en dan sal dit ook wees waar die tweede afgeleide gelyk is aan 0. So as ons die twee x-afsnitte het van hierdie grafiek, dan kan ons gaan en ons kan sê dat die draaipunt is die eerste x-afsnit plus die tweede x-afsnit, alles op 2. En dan kan ons hierdie waardes net gaan vervang, alles op 2, en ons kan dit op die sakrekenaar druk, en dit gaan vir ons 9/4 gee, of as jy in desimale plekke dit wou sit, dan gaan dit vir jou 2,25 gee. So hierdie is 'n lekker manier om die tweede afgeleide te vind, of die draaipunt van 'n parabool, as ons in gewone funksies werk. So dis basies die gemiddeld of halfpad tussen die twee x-afsnitte. Die volgende vraag vra vir ons, bepaal die vergelyking van die raaklyn aan die kromme f by die punt 0 en 9. So, een belangrike ding hier is, ons het die x-waarde wat ons sal instel in 'n vergelyking. Die probleem is, ons het nie 'n vergelyking nie, maar as ons dink aan wat f sou wees, dit sou 'n kubiese grafiek gewees het, of 'n kubiese vergelyking, so 'n tot die mag 3 vergelyking. Die eerste afgeleide sou die parabool gewees het. So as ons nou wou, dan kan ons gedink het, sonder enige waardes het ons ax² plus bx plus c, maar in hierdie geval het ons reeds die y-afsnit.
En ons weet dat wanneer ons 0 in x se plek gaan instel, sal die eerste twee terme heeltemal wegval en dit los ons, om net hierdie wys, dis die eerste afgeleide, so dit los ons met 5/2. So daarom sal die gradiënt van die raaklyn 5/2 wees. Die volgende ding wat ons sal wil doen, ons sal dan hierdie koördinaat in x en y se plekkies wil instel. Hierdie is ook eintlik 'n y-afsnit, so ons kan ook aanneem dat die c-waarde 9 sal wees. So jy kan gaan en jy kan die 9 en die 0 in y en x se plekke gaan insit en jy sal dan by dieselfde vergelyking uitkom. Die laaste gedeelte vra vir ons vir watter waarde of waardes van x sal die eerste afgeleide op 2x kleiner of gelyk wees aan 0. So in hierdie geval vra dit vir jou, waar sal dit negatief wees? So die eerste afgeleide in hierdie geval sal ons ook wil kyk na waar die grafiek lê, of ons sal wil kyk na sy gradiënt. En onder die lyn moet jy nie uitgevang word met hierdie 2 nie. Die x wel verteenwoordig die x-as. So ek vra altyd vir myself, wat gee vir my 'n negatief? 'n positief gedeel deur 'n negatief, los my met 'n negatiewe antwoord, of dit kan anderste om wees. So, nou gaan ons terug na ons grafiekie toe. Ek gaan net van hierdie goedjies uithaal, sodat ons mooi kan sien wat hier aangaan. Die eerste ding wat ek vir myself sê is, hier is die x-as negatief, negatief, positief en positief. En dan gaan kyk ek, waar is my grafiek? Negatief, positief, positief en hier. Sodra hy deur die x-as gaan, dan verander hy van positief na negatief. So wat ons soek is die gedeeltes waar ons 'n plus en 'n minus het. So as ons nou hier kyk, tussen -0.5 en 0, is ons grafiek positief, maar die x-as is negatief, so dis definitief een van ons antwoorde. En as ons daar na 5 kyk, na die groter kant van die x-as, sien ons die x-as is positief en ons grafiek is negatief, en dit is dan ons tweede antwoord. So, die eerste antwoord het ons gesê, lê tussen -0.5 en 0. En die tweede antwoord wat ons het, is x groter as 5. Dan moet ons ook net oplet dat hulle ook hier vra, waar is dit ingesluit? So ons sal definitief -0.5 kan insluit. Ons sal nie 0 kan insluit nie, en dan sal ons ook kan insluit groter as 5.